So ek hoop jy het 'n drinkdingetjie in die hand en ons gaan dan met vanoggend se dagstukkie afskop en ek titel dit Vertrou God in die donker. In die vorige eeu het Duitse tekstielwewery spesiale kamers gehad waarin die wêreld se beste kant gespin is. Elke kamer was donker, behalwe vir die lig wat deur 'n klein venstertjie op die wewer se werk geskyn het. Die rede daarvoor, die kant is mooier wanneer die wewer in die donker is en sy werk in die lig is. Net so word God se krag tentoongestel in ons donkerste oomblikke, soos toe Gideon gevra het in Rigters 6:13. As die Here wel by ons is, waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Ek bedoel, baie mense het dit al gevra, nee, waar is God in my omstandighede? Sien die Here nie wat in my lewe aangaan nie? Het hy my dan nie lief nie? Gee hy dan nie vir my om nie? Wanneer dinge nie vir jou sin maak nie, onthou God se belofte in Jesaja 45 vers 3. Ek gee vir jou skatte wat weggesteek is in die donker, rykdomme opgesluit in geheime plekke. Ek doen dit sodat jy kan erken dat ek die Here is, die God van Israel, wat jou by die naam geroep het. 'n baie mooi skrifversie, wat my baie inspireer vanmôre. Die Here het vir ons skatte, maar is weggesteek in die donkerte. Hy het vir ons rykdomme, maar is opgesluit in geheime plekke. Dis dan ook vir ons maklik om getrou te wees aan die Here wanneer dit goed gaan, maar snags diens doen in die huis van die Here, veg volharding en volgehoue geloof. Toe die Israeliete hulle grootste uitdaging in die gesig gestaar het by die Rooi See, vertel die Bybel die volgende: Die Here het die water teruggedrywe met 'n sterk oostewind wat deur die nag gewaai het. Hou moed, geliefde kind van God. Hy werk, al kan jy hom nie altyd sien nie, is hy vir jou en nie teen jou nie. Jesus sê self, wat ek vir julle vertroulik sê, vertel dit vir almal, en wat in julle ore gefluister word, basyn dit uit oor die dakke. Dis wanneer dit donker is, dat God dinge aan ons openbaar, wat jou sal versterk, en ander sal bemoedig wat op jou pad kom. Martha en Maria was ontstel dat Jesus eers gekom het, toe hulle broer Lazarus reeds dood was. Here, as hy maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dit staan in Johannes 11:21. Maar in plaas daarvan om vir hulle die redes te gee vir hoekom hy laat was, het Jesus geantwoord: Het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Om te glo as alles donker is, laat die lig vir jou deurbreek wanneer jy dit die nodigste het en die minste verwag. Toe God vir Abraham gevra het om sy seun Isak te offer, het hy dit nie verstaan nie, maar later het hy God se trou ervaar toe Isak aan hom wonderbaarlik teruggegee is. Moses kon nie verstaan hoekom hy 40 jaar lank in die woestyn moes deurbring nie, maar later, toe God hom roep om Israel te bevry, het hy dit verstaan. Josef het ook nie verstaan hoekom sy broers hom sleg behandel het nie, maar later het sy God se plan in alles gesien. Net soos wat ons kinders nie altyd ons oordeel verstaan nie, verstaan ons ook nie altyd God se oordeel nie. Dit is hoekom Jesus vir Martha en Maria gesê het: Wat ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie, maar wanneer alles verby is, sal jy ten volle verstaan. God verwag nie van jou om te verstaan nie, maar wel dat jy hom ten volle sal vertrou. Ten spyte van alles wat met hom gebeur het, het Job gesê: Wanneer hy my toets soos goud in die vuur, sal hy my onskuldig
verklaar, jy sal die Here leer ken as jy saam met hom deur die storms gaan. Die psalmdigter stel dit so mooi in Psalm 139 vers 12. Dan is die nag nie vir u donker nie, maar so helder soos die dag, want duisternis is vir u soos lig. Is dit nie mooi nie, geliefde luisteraar? Die nag is vir God nie donker nie, en die dag is soos helder lig. Vertrou dat God weet wat hy doen, en dat hy in beheer is, wanneer jy alles in sy bekwame hande los. Here, help ons om u ten alle te vertrou, ook wanneer ons nie lig sien nie. Weet ons, dis vir u is die donker nie donker nie, maar in u lig aanskou ons die lig. Dankie Here vir hierdie woord. Amen.